Goeiemôre. Gaan dit goed met julle? Ja, redelik goed. Het julle persente gekry? Gelukkige of geseënde Moedersdag. Is daar van die moeders wat oorgeslaan is met die pakkie chocolates by die deur? Het ma se eie kleinkinders nie vir my gegee? Haai nou jok, die dominee se maak nog in die kerk. Wys bietjie vir ons oumas en ma's as julle oorgeslaan is met die chocolates, dat ons net uitdeel. Ouma Vrolie, het jy gekry? En sê ouma Vrolie, Aurelis het nie gekry nie. Mama Adele, het jy chocolates gekry? Almal gekry? Mooi, nou gaan ons sommer kinderslot doen, want Adele het so hard voorberei hierdie week vir die kategese vandag, dat ons hulle wil uitstuur. So ons gaan eerste kinderslot en Moedersdag feesviering hê. Mamas, dit lyk vir my of almal van julle al die heerlike ontbyt in die bed ingewerk het. Nee. Ek was nogal nuuskierig, moet ek sê. Wat is nou eerste gevier? Nelis se verjaarsdag of Moedersdag? Het julle altyd in die bed gebly? Moes ouma vir julle. Baie geluk met jou verjaarsdag, Nelis. As hoof van ons diaken is ons dankbaar vir wat jy vir die gemeente doen. Jou diensbaarheid en jou hart en jou wysheid hier by ons word nie misgesien nie, hoor? So baie dankie. Nou paas, ek weet Moedersdag gaan eintlik oor julle wat perform. Is ek reg? Daar's mos 'n bietjie druk op 'n pa vir Moedersdag, julle moet perform. So ek het dit goed gedink om laat julle aanhou perform. So paas, ek wil hê jy moet jou kinders gryp en vorentoe kom. Elke pa met sy kind moet vorentoe kom. Ja, sy gryp jou oupa en kom. Is julle nou net twee? Die ander een. Kom maar. Maar dis unfair, want ek ken nie vra. Daar sy. Nou, ons wil bietjie, julle kennistoets van die maas. Die maas van die Bybel. O, jene. Hierso's Tinus ook. Kom Tinus, laat ons sien. Vir elke vraag wat jy reg vra, of reg antwoord, kan jy 'n KitKat kry. Maar nou, daar's 5 vrae, dis 5 KitKats, en jy is 4, so jy kan wegloop met 2, ek sê nie. Maar ek het nou vingertjie KitKats gemaak, want ek het nou gedink aan die gesinne hier, en meeste van hulle is 4, so dads, hierdie is om te deel. Dis nie net julle sin. Eerste kind se hand wat op is, nie papa se, ons hoop jy ken die antwoord as jou kind se hand op is. Eerste kind wat sy hand op is, sy pa moet die vraag antwoord. Is jou nou sommer op? Dankie sis. Wat is die eerste antwoord? Goed. Die maas van die Bybel. Daar's net 5 vrae. Sy was 'n ouer ma wat op 100 haar eerste kind gekry het. Ja, wie was dit? Nee, papa moet antwoord. Sarah, dis hy. Baie geluk, daar's jou chocolate. Dis hy. Sy was 'n enkelma wat deur haar man se vrou weggejaag is. Ja, sy was 'n enkelma wat deur die pa van haar kind se vrou weggejaag is. Ek moes geweet het. Hagar. Boeta gaan gee 'n bietjie vir daai tannie 'n chocolate. Well done. Ja, klap vir hande. Die volgende ma was 'n imperfekte ma wat een van haar seuns voorgetrek het. Dis nou nie ons nie, ons trek nie kinders voor nie. 'n Imperfekte ma wat een van haar kinders voorgetrek het.
haai. Wil julle 'n kans vat? Kain en Abel. Nee, dit was daarom nie Eva nie. Dit het 'n bietjie verder aangegaan. Ek kon gesê die eerste, maar weet een van julle? Ja, of Rebecca? Gaan gee vir daai tannie, ons maak of sy reg was. Kyk, hierdie twee laaste twee behoort julle moet julle kry, anders laat julle ons nou nie steek. Ek sal die ma's terugkry met Vadersdag, hoor. Sy was 'n ma wat aangeneem het. Sy het 'n weggooi seentjie opgetel en hom as haar eie groot gemaak. Ja. Miriam kan werk, jy's ook reg, of die Farao se dogter, was 'n ander antwoord. Ja, ek vat hom. Hierdie een gaan julle dalk bietjie mee sukkel, as ons nie ander. Dit was 'n tweede huwelik ma. Dit was die tweede keer wat sy getrou het, toe sy ma geword het. Want haar eerste man is oorlede. En die tweede huwelik was bietjie 'n skandaal. En die skindertonge het geklap, want sy het met 'n welgesiende man getrou, die tweede keer. Sy het gebad op die dak. Batseba, hang of hoe jy hom wil sê, vat hom maar vir jou ouma. Kom ons gee tog vir die pa se hande klap, wel probeer, dankie paas, julle kan gaan. Kinders gaan sommer saam met tannie Adel en oom Tinus. Liewe gemeente, terwyl die kinders uitbeweeg, gaan ek jou vra om te staan, en dan loof en prys ons die Here saam.
het net gou 'n paar afkondigings wat ons eers moet afhaal, en dit is dat broer Jannie nie vanoggend by die kom sit storie se deur kon inpas nie. Die hemp se knope se oor die bors span so. Ouma Sanet se glimlag is net so breed. Het julle nuus om met ons te deel? Wat is dit? Klein Tuisie is gisteraand gebore. Dit is nou, Jannie sê vanoggend, dit is sy 9de kleinkind. Maar Jan Hendrik en Sonja se eerste. En dan nou nog die eerste kleinseun Bekus. Wat 'n voorreg. So as Jannie vanoggend dit deur die kerk, hulle het baie vroeg vanoggend eers in die bed gekom. So ons vergewe julle, hoor. Maar nou wil ek vir julle twee sê, my ma sit nou daar langs julle. So sy gaan vir julle sê, wat is die werk van 'n ouma en 'n oupa? Sê maar. Bederf. Vrolie se dogter sê dieselfde nadat hulle daar weg is. Nee, ouma Vrolie. Ouma het te veel bederf. Mag dit vir julle geseënde reis wees en mag Tuisie se lewe 'n lewe wees in die teenwoordigheid van die Here. En ons sal dan vir Jan Hendrik en vir Sonja geluk sê as ons hulle ook sien. Okay, maar stuurslank die hele gemeente se seënwense saam. Is daar nog lief waarvan ons moet neem? Dit was 'n verskriklike week. Die paus is verkies, kleinkinders, Afrikaans het 100 geword, die sokker dit was 'n groot week, mense. Is daar nog iets wat ons moet vier? Wat ons gemis het? Die wat? Die aflosspan het ook goed julle sien. Ja, nee, die Sharks het gewen. En weet julle wat is nog indrukwekkende nuus? Wat is groot hierdie week? Ek is hier en Stefan is hier en die wandelende Bybel is hier. Nou amper 'n maand, meer as 'n maand wat jy hom gehad het. Stefan, ons gaan nou vir jou geleentheid gee, hoor. Maar dan wil ek julle herinner, broers en susters, aan die Mei maand projek wat ons hartklop vir minder bevoorregtes. As jy jou klerekas, jou wintersbaadjies insit, en daar's klere wat jy dink jy kan skenk vir iemand wat minder as ons het, asseblief bring dit kerk toe. Ons gaan seker maak dit kom by Dr. Henny Kombrink in die Middestad bediening uit. So ook blikkies kos, rys, pasta, wat ons vir hulle mee kan deel, maar ook vir gelofteskool. So julle is meer as welkom op 'n Sondag te bring. Ons sal dit by die regte plekke uitkry. Vanoggend met die fotum wil ek vir julle 'n gedeelte van 'n lied lees. Dis 'n lied wat deur Bethel Music geskryf is. So dis 'n Engelse lied. Ek gaan hom vir jou in Engels lees, maar dis darm nie 'n moeilike lied nie. Maar die lied wat hulle geskryf het, sing hulle oor die liefde van God. En as jy luister na die lied, ek daag julle eintlik uit om almal vanmiddag die lied op YouTube te gaan soek. Die lied se naam is Pieces, so stukkies. En die hele musiekvideo, dan gooi hulle hierdie potte stukkend. Dis regtig 'n mooi musiekvideo, maar die woorde van die lied is indrukwekkend en dit skryf oor die liefde van God. Dan sê dit: Your love is not fractured. Dis nie stukkend nie, dis nie gebroken nie. Your love is not a troubled mind. It isn't anxious. Your love is not the restless kind. Your love is not passive. It's never disengaged. It's always present. And it hangs on every word you say. Dan sê hulle verder, love, met ander woorde, God keeps its promises. It keeps its word. And it honors what is sacred. Because its vows are good. Your love is never broken. It is never insecure.
Your love isn't selfish and your love is pure. En dan sê hulle hierdie woorde wat my so diep getref het. You don't give your heart in pieces. Die Here gee nie sy hart en sy liefde in stukkies vir ons nie. You don't keep yourself or hide yourself to tease us. Die Here steek hom nie weg om ons te verpes en te irriteer nie. Dit is die God wat ek en jy vanoggend kom aanbid. Die Here, die Vader wie se liefde perfek is, wat nie selfsugtig is nie, wat vrygewig is, wat nie passief is nie, maar aktief is, wat altyd daar is, never disengaged. Hoe mooi is dit? Die Here is altyd betrokke. En dan gee die Here sy hart nie in stukkies nie. As ons vanoggend die seëngroet doen, gaan ek jou vra om dit responsories te doen. Die woorde is op die skerm. Ek is die voorganger en julle reageer dan met die vetgedrukte woorde. Genade en vrede vir julle van God die Vader en van God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing dan 'n loflied aan hierdie God, wat hierdie liefde aan ons bewys, wat ons woorde van ontbreek, met lied 159, God is hier teenwoordig. Kom ons staan. As jy saam met my die woord van die Here wil oopmaak, gaan ons vanoggend lees uit Lukas 24. Dis 'n baie bekende gedeelte en omdat Afrikaans so 100 geword het, het ek gedink ek gaan 'n eerbied doen aan Afrikaans en dit uit die 1983 vertaling lees, omdat iets is wat ek in my lewe nog baie min gelees het. Vir baie redes, want ek is nie in 1933 gebore nie. Ek was nie eers gebore voor die 83 vertaling nie. So van die konsepte, maniere wat hulle skryf is soms moeilik om te verstaan, maar ons moet vier dat Afrikaans 100 is. Terwyl jy die woord van die Here op jou skoot oophou, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend eers kan herinner word aan u liefde.
En dankie Here dat U U liefde nooit in stukkies vir ons gee nie. Dat U liefde niks terughou het nie. Dat U liefde nie beperk is nie. En dankie Here dat ons vanoggend in U kerk, in U teenwoordigheid kan kom sit en U liefde kan kom beleef. Maar Here, ek is, 'n deel van my is so jaloers op die disippels aan wie Jesus verskyn het. Wat hierdie belewenis gehad het. Kom verskyn vandag aan ons, Here. In U woord en deur die Gees. Sodat ons U woord kan hoor en U liefde beleef. Amen. Ek het verlede week genoem dat ons in hierdie 50 dae na opstanding tot en met hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees is. En in hierdie 50 dae is daar 'n ryk getal verhale van hoe Jesus aan die disippels verskyn het. Nou wil ek vir jou vra, wat is jou prentjie van as die Bybel sê Jesus het aan die disippels verskyn? Hoe sien jou gedagtes dit terwyl jy die storie lees? Want baie keer dink ek, dit is die idee wat ons het. En hierdie lig wat skyn, en dis vrolik, en dis partykeer die prentjie wat ons het, van Jesus verskyn, dat Jesus van nêrens iewers heen was, of iewers heen gekom het. Of partykeer wonder ek of ons dink dit is soos 'n towerkunstenaar wat sê, tada! En Jesus wat hierdie magic trick doen. Maar die Griekse woord wat gebruik word vir Jesus verskyn aan sy disippels, is eintlik verkeerd vertaal. Want dit moet eintlik vertaal word met, het hom sigbaar gemaak. In plaas van Jesus verskyn aan die disippels, het die skrywers eintlik probeer sê, Jesus maak hom sigbaar aan die disippels. En daar's so klein verskilletjie, né? Want dit beteken nie Jesus was ver en ewe skielik is hy nou waar hulle is nie. Dis eintlik Jesus was waar hulle is en nou kan hulle hom sien. 'n Klein verskil. Maar met 'n enorme impak aan die manier hoe ons daaroor dink en daarmee leef. En hierdie verhaal wat ons nou gaan lees in Lukas 24, kombineer twee maniere van Jesus wat homself sigbaar maak. Die een is om letterlik te kan sien dat Jesus hier is. En 'n tweede manier is 'n figuurlike, 'n geestelike manier, waar die disippels of waar mense gesien het, maar nie verstaan het nie. En dan kom Jesus en maak met die letterlike oog homself sigbaar, maar ook geestelik. So kom ons lees vanaf vers 13. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en onder mekaar ondervra, kom Jesus self nader. Sien julle daar? Jesus verskyn nie, hy kom nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge?
Hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in woord, of in werk en woord, voor God en die hele volk. En hoe ons hoë priesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag. Met dit alles, die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Hy, Jesus, sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete bespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. En het hy begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. En hy het gemaak of hy wou verder gaan. Dit is nogal 'n oulike een, hè? Jesus maak of hy verder gaan aangaan, alhoewel hy weet wat nou net volgende gaan gebeur. Maar hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal. Hy het ingegee om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. En hy breek dit en hy gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom erken. En hy het uit hulle gesigte verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was. Wat sê, die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Ons gaan eers daar stop. As jy jouself nou so 'n bietjie net wil pleis, ons is eintlik nou terug, ons het nou nie die storie kronologies gevolg nie, ons is eintlik nou terug, eintlik op die Sondag van opstanding, as jy luister na die tyd wat gepraat is. So vroegoggend is Maria hulle graf toe, Jesus is nie daar nie, die engel verskyn, hy sê, hoekom soek julle die lewendes by die dooies? Hulle hardloop terug, Petrus hardloop, dit gebeur, en later die dag is hierdie twee op pad terug Emmaus toe, praat oor wat gebeur het, en hier verskyn Jesus aan hulle. Dit is nie 'n lang pad tussen die twee nie, maar hulle sit in daai morning the night after. The morning after the night before. Dit is waar hulle in sit. En eintlik het hulle gesprek oor die kruisiging wat nou net gebeur het, en die dilemma, wat beteken die leë graf? En dan kom daar Kwansys, 'n wildvreemde man, wat saam met hulle begin stap. En hulle gesels, en hulle praat, en dan ontdek hulle wie hierdie man is. Nou moet ek eers vir julle sê, as 'n mens preek voorberei, dan is daar baie goed wat uit 'n teks uit na mens toe spring. En soms moet 'n mens 'n keuse maak oor wat jy vandag wil sê en wat jy nie vandag gaan sê nie. En daar's baie goed wat ek wil sê. Maar ek wil kies om op een ding vandag te fokus. En mag daar 'n ander tyd wees wat ons verder praat oor dit. En as die Heilige Gees vandag iets in jou kom roer met hierdie teksgedeelte, luister na die Heilige Gees. Maar luister ook wat die Heilige Gees in my voorbereiding vanoggend met jou wil deel.
Die Heilige Gees vir my wil 2 goed vandag doen. Die een is bevestig en die ander een is ontwrig. Die Heilige Gees wil troos en die Heilige Gees wil so 'n bietjie oor die vingers tik, op 'n mooi manier, op 'n liefdevolle manier. 50 dae kom Jesus en hy verskyn, hy maak homself sigbaar aan die disippels. Op verskillende plekke, aan verskillende mense, aan verskillende hoeveelhede en op verskeie oomblikke. Party van hulle was by die graf, soos Maria. Party van hulle was in 'n boefretrek, 'n hele klomp wat gevrees het vir hulle lewe. Party van hulle het gaan visvang. En party van hulle was op reis. Was op pad iewers heen toe Jesus homself aan hulle sigbaar maak. Maar weet jy wat het my opgeval oor al hierdie vertellings? Is niemand van hulle het Jesus herken nie. Ek gaan dit gou weer vir jou sê. Ek wil hê jy moet dit besef. Van hierdie mense loop 3 jaar saam met Jesus. En toe Jesus weer aan hulle sigbaar word, het hulle hom nie herken nie. Het hulle gewonder wie hy is, totdat Jesus sy werklike identiteit aan hulle kom wys het. En dit is die bevestiging wat die Heilige Gees vanoggend wil doen. Boetie en sussie in Jesus Christus, glo jy werklik dat Jesus vandag nog homself sigbaar maak? Dat God homself in jou lewe, in my lewe, in ons gemeente se lewe kom sigbaar maak? En daai is 'n baie belangrike vraag wat jy in jou stilte tyd waarskynlik voor die Here moet gaan bely of gaan getuig. Want ons almal is oortuig daarvan dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Maar as Jesus uit die dood opgestaan het, beteken dit Jesus is lewend vandag nog. En omdat God, die Vader, Seun en Heilige Gees lewend is, beteken dit dat God die Vader, Seun en Heilige Gees steeds vandag in ons lewe werkend is. En dat God homself in ons lewe sal en kan sigbaar maak. Dis nie iets wat een keer gebeur het en dit is klaar nie. Dit gebeur vandag nog. So hierdie vraag beïnvloed die belydenis waarmee jy leef, die ingesteldheid, die mindset, die perspektief waarmee jy leef. En dit gaan bepaal wat ons belewenis van elke dag is. Maar miskien is die vraag nie of ons glo, daarvan oortuig is, dat God homself nog sigbaar maak nie. Dalk moet ons eerder met die verhaal wat ons vandag gelees het, vra, hoekom herken ons hom nie? Hoekom herken ons nie wanneer God, die Vader, Seun en Heilige Gees homself in ons lewe sigbaar maak nie? En soos wat ek nou vir jou gesê het, dis nie net 'n moderne probleem, iets wat vandag in ons gejaagde samelewing 'n realiteit is nie. Ons het nou net die laaste 3 Sondae, het ek vir julle verhaal na verhaal gelees, waar Maria Jesus nie herken het nie, Petrus het Jesus nie herken nie, Thomas was nie oortuig dat dit Jesus is, totdat hy self sy vinger in Jesus se wonde gedruk het nie. Paulus het nie eers geweet dit is Jesus wat met hom praat, totdat Jesus sy werklike identiteit aan hom openbaar nie.
Die bevestiging van die Heilige Gees is met hierdie woordjie wat in Lukas geskryf staan. Jesus het self nader gekom. Jesus self het nader gekom. Boetie en sussie in Jesus Christus, hoe daai vraag jou vanoggend kom ontstel het, wil ek jammer sê, maar nie jammer sê nie, want ek vra dit nie, dit is die Heilige Gees wat dit vir jou vra. Wil hy ook vir jou kom bevestig dat dit 'n realiteit is. Dat God homself openbaar, dat Jesus en die Heilige Gees homself aan jou kom openbaar en aan jou kom nader trek. En miskien moet jy vanoggend vir jou vra, hoekom beleef jy dit nie? Nou as jy nou na die slim teoloog wat hierdie eksegese oor hierdie deel gedoen het, vra, hoekom het die disippels, Kleopas en die ander persoon nie Jesus gesien nie? Want die vers wat ons nou net gelees het in die 33 vertaling staan daar, hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie herken nie. Maar dit sê dieselfde in die 83 en die 2020 vertaling, hulle oë is verhinder om hom nie te herken nie. So daar's nou 'n prentjie, daar's nou 2 opsies. Die een is, hulle moes hulle eie oë toegedruk het en dit nie gesien het nie, hulle wou dit nie sien nie, of iemand anders wat hulle oë toegehou het. So dit is versekerde moontlikheid in die gelowige se lewe en in ons gelowige se lewe, dat God partykeer, wanneer hy sigbaar en werksaam in ons lewe is, ons oë vir 'n rukkie daarvoor sluit. Totdat dit op 'n oomblik kom en hy dit openbaar wat gebeur het en ons in verwondering staan soos hierdie 2 persone. Maar ander kere is dit so 'n bietjie ons eie toedoen. Die slim teoloog sê, die redes wat hierdie persone nie kon sien nie, daar's 'n paar, was, hulle het wes geloop. En dat die son so in hulle oë geskyn het, onthou hulle het nou nie peaks en daai mooi geweefde SUV hoede vir die sonstrale nie, julle weet waarvan ek praat. Hulle het nou nie sulke hoedens gedra met sonbrille nie, so van die teoloog bespiegel, dat as hulle wes geloop het en die son het in hulle oë geskyn, sou hulle nie die persoon se gesig kon sien nie. Hulle sou nie kon sien dat dit Jesus is nie. Okay, dis een moontlikheid. Die ander moontlikheid wat die slim mense sê, is dat hulle oë vol trane was. Ek hoor, hulle is nou net deur 'n baie traumatiese tyd. Jesus is gekruisig, die graf is leeg, hulle sit in 'n dilemma. Die ander opsie is dat hulle Jesus nog nooit van naby gesien het nie. Wat kan wees, ons lees nêrens anders tot die aanloop van die kruisiging van hierdie spesifieke Kleopas nie. So dit kan wees dat hulle nuwe volgelinge van Jesus is en dat hulle nooit in 'n naby omgewing was nie. Of dat die laaste keer toe hulle Jesus gesien het, was tydens die kruisiging en dat sy gesig so vol smart en pyn was, dat hulle hom nie nou herken nie. En daarmee aansluitend, dat die verheerlikte liggaam en gesig wat Jesus op daardie oomblik gehad het, net nie gelyk het soos wat hulle sou dink Jesus het gelyk nie. Wat ook moontlik is. En dan die laaste opsie, en maak ook 'n baie obvious antwoord, is dat hulle nie verwag het om Jesus daar te sien nie. As jy nie verwag om iewers iemand te sien nie, en jy sien daardie persoon buite die moontlike plekke waar hulle kan wees, vat dit mens soms 'n oomblik om hulle te plaas en te besef wie dit is. Maar ek wil nou 'n eksperiment gaan met jou doen. Is julle reg? Paas, julle kan bly sit. Ek gaan nou vir jou 'n prentjie wys. Meeste van julle ken hierdie prentjies. Ek het in die era gewees wat dit baie cool was, as die boeke uitgeruil en daar is 'n prentjie weggesteek in hierdie deurmekaar spul. Nou weet ek, sien ek party van julle weet nie om die bril te stel om te kyk. Kan iemand sien wat dit is?
Ek beloof julle daar's 'n prentjie. Jy moet jou oë skeef en uitfokus en infokus. Dis 'n gitaar en musieknote. Niemand van julle dit sien. OK, kom ons probeer die volgende een, Marnus. Ek beloof daar's iets. Ek sal dit vir julle aanstuur op die foon, hè? Op WhatsApp nou. Dan kan julle op julle foon by die huis probeer tot julle dit reg kry, maar ek beloof julle daar's 'n prentjie. Hierdie een is 2 sterre wat in mekaar invloei. Die een ster is daar bo en die ander een is hier onder en dan vloei hulle in mekaar in. Ek het nog een om te probeer. Kyk. Niemand nie. Haai. Amper 'n boom, dis 'n sambreel. So jy sien die boonste deel reg? Dis 'n sambreel. Het ma hom gesien? Ek het nog een laaste probeerkans. En hy sluit aan by verlede week se preek. Is 'n vis. Niemand nie. Ek gaan dit vir julle op WhatsApp stuur en dan gaan almal vandag soos tieners met die foon sit, né? Nou wil ek vir jou vra, ek beloof jou daar's 'n prentjie, ek kan hulle almal van hulle gesien. Ek het seker gemaak dat dit geskikte prentjies vir 'n kerk is. Nou is my vraag, as jy nie die prentjie kan sien nie en ek verseker jou daar's 'n prentjie, maak dit die realiteit van die prentjie minder omdat jy dit nie kan sien nie? Nee. Die werklikheid, die realiteit is dat daar 'n prentjie versteek is in daai deurmekaar spel. Of jy dit nou kan sien of nie kan sien nie. Dit is 'n feit, daar's 'n prentjie. Dit is so met my en jou geestelike lewe ook. Net omdat ons God nie sien of beleef of voel nie, maak nie die realiteit, die feit dat God in ons lewe sigbaar is, minder van 'n realiteit nie. Hy is die anker, hy is die fondasie, hy is die realiteit. Nou het ek gewonder, hierdie wat die slim teoloog sê, hoekom die disippels hom nie kon sien nie, sou dit nie vertaal kan word in ons lewe nie. Met ander woorde, as hulle gesê het, hulle loop wes, so die son skyn in hulle oë, hulle kon nie sien nie. Is dit nie ook waar van ons geestelike lewe partykeer nie? Ons kyk net soms in die verkeerde rigting. Ons is net so besig om te soek, waar's God, waar's God, waar's God? Dan mis ons hom reg langs ons. Die ander een is, hulle oë was vol trane. Ek weet dit is waar van my lewe, dat ons soms so oorweldig word deur ons eie emosies en omstandighede, dat ons sig verhinder is om Jesus te sien, om God in ons lewe te sien. Die ander rede was, hulle het Jesus nog nooit van naby gesien nie. Dit is ook 'n realiteit vir my en jou geestelike lewe. Is miskien het ons nog net nie in die geloofsgewoonte ingekom om God in ons lewe te sien nie. Om te kyk waar is God besig in ons eie lewe nie. Die ander rede is, die laaste keer toe hulle Jesus gesien het, was sy gesig gelaai met smart en pyn. Ek dink geestelik is ons ook skuldig daaraan, dat wanneer ons Jesus in ons lewe verwag ons soms die kinderkerk Bybel, die fraaie liewe Jesus. En wanneer Jesus met die pyn en lyding wat hy gedra het in ons lewe inkom, dan kan ons hom nie herken nie, want ons voel amper dit is nie hoe hy moet lyk nie. En dit is die volgende rede, is dat Jesus se verheerligde liggaam dalk nie deur hulle herken is nie. Miskien openbaar God, die Vader, Seun en Heilige Gees, op so 'n manier in ons lewe, dat ons nie dink dat hy kan wees nie.
God kan ons nou nie so in my lewe werk nie. En die laaste rede was, hulle het nie Jesus daar verwag nie. Miskien is die vraag nie, of God homself nog openbaar nie. Miskien is die vraag nie, waarom sien ons hom nie raak nie. Miskien is die vraag waarmee die Heilige Gees ons hierdie week wil kom ontwrig. Eerder, waar gaan ek U hierdie week sien? Waar wil U Uself aan my hierdie week kom sigbaar maak? Want dit is 'n vraag wat spreek van 'n belydenis en 'n vertroue dat God hom gaan openbaar. Ons wil net weet waar. Kom verras ons, Here. Daar's 'n Amerikaanse skryfster, ek het haar al voorheen aangeraak of aangehaal. Sy het 'n boek geskryf met 'n Altar in the World, is die boek se naam, waar sy skryf hoe God hom in die alledaagse van elke dag kom openbaar. En ek wil 'n aanhaling lees wat sy geskryf het. Sy skryf, "Earth is so thick with divine possibilities that it is a wonder we can walk anywhere without cracking our shins on altars." En daarmee bedoel sy nie dat ons altare oral moet bou nie. Sy bedoel eintlik dat die plek waar Jesus, waar God die Vader, Seun en Heilige Gees aan ons sigbaar word so 'n heilige plek in ons lewe, dat dit 'n altaar word, 'n plek van ontmoeting word. En sy skryf in hierdie hele boek, as ons onsself instel en vra, Here, waar gaan U openbaar? Maak my oop vir U. Dan gaan ons oral in ons lewe hierdie altaar, hierdie plekke van ontmoeting beleef. As ons die Emmausgangers en al die ander verhale wat ons die laaste 2 weke gelees het, is daar 'n paar plekke wat vir my uitstaan, waar jy kan wag op die Here. Hy sal homself daar sigbaar maak. Maar ek wil ook bysê, God is almagtig en God is God. Hy kan enige manier en in enige tyd en op enige plek homself sigbaar maak in jou lewe. Maar daar's 'n paar plekke waar God hom gereeld, en hierdie is dit, in wonderwerke, soos met die visse op die bootjie. Wonderwerke gebeur vandag nog. Julle het gisterand weer 'n wonderwerk beleef. En dan raak ons in ons leeftyd so skepties, dat ons nie meer God se hand in wonderwerke sien nie. Want ons kan nie verwag dat dit God moet wees nie. God noem ons op die naam. Soos wat hy Maria geroep het, soos wat hy Petrus geroep het, soos wat hy Paulus op die naam geroep het, so ken God my en jou naam, en ons hartbegeertes wat ons aan niemand bekend maak nie. Het dit al met jou gebeur, dat jy aan iets gedink het, iets in jou stilligheid gebid het, wat niemand van weet nie, en dan laat die Here dit in jou lewe gebeur. En dan staan ons in verwondering, hoe was dit moontlik? Die Here het hom kom sigbaar maak, deur jou naam te roep. Ons beleef, ons sien God in Jesus se wonde, in sy lyding, soos Thomas aan Jesus se wonde geraak het. Om 'n braaivleisvuur, soos wat ons verlede week gehoor het. In koinonia, dit is die groot Griekse woord om te sê, wanneer gelowiges by mekaar kom, wanneer ons saam bid, saam sing en saam God se woord leer, mekaar ondersteun en in liefde toevou, word God sigbaar. En dan, waar Jesus die brood gebreek het in hierdie verhaal, het hulle gesien wie Jesus is. En vandag vier ons nog steeds die sakramente. En daarom moet ons voorberei vir die sakramente, want God maak homself sigbaar elke keer wanneer ons 'n baba doop of iemand doop en ons die nagmaal gebruik. Maar ook wanneer iemand geloofsbelijdenis aflê. Ons vier dit nie as 'n sakrament nie, maar as iemand getuig, sien ons God.
En die laaste een, soos wat hierdie 2 disippels beleef het, toe Jesus vir hulle die woord kom uitlê, so sien ons ook God, elke keer wanneer ons sy woord oopmaak. En daarom, Stefan, is dit nou jou beurt om die wandelende woord te kom oorhandig aan die volgende gelowige disipel van die Here. Ek nooi jou vorentoe. Mag julle die Here elke dag sien wanneer jy God se woord oopmaak. Baie dankie, Stefan. As 'n gebed nou na die preek, wil ek vir jou 'n belydenis lees en dan as ek hom klaar gelees het, gaan ek vir jou 'n oomblik van stil gebed gee en dan sal ek afsluit met 'n amen. Vandag is eintlik Goeie Herder Sondag, waar ons Jesus vier as ons goeie herder. Die een wat nader kom en saamloop. En toe het hulle, klomp slim dominees, Psalm 23 en die 12 artikels, ek glo in God die Vader, herskryf as 'n gebed. Ek gaan hom vir jou lees, jy kan jou oë sluit, dat die Here toelaat dat die Here hom sigbaar maak aan jou, en met die Heilige Gees praat. Here, ek glo dat U my herder is. U het my gemaak, en ek is U sin. Ek is U kudde, ek is U skapie, en ek kry U goeie sorg. Daarom kom ek niks kort nie, want ek weet U lei my altyd op die regte paaie, tot eer van U naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Ek glo in Jesus Christus, Here, my goeie herder, wat gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Want ons is almal verdwaald soos skape. Ons elkeen het ons eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sondes op hom laat kom. Ek glo die goeie herder het sy lewe ook vir my afgelê. Soos die profete voorspel het, is hy doodgemaak, maar het God hom, wat die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Ek glo hy gee die ewige lewe vir elkeen wat na sy stem luister en hom volg. Ek glo die goeie herder het vir hom een kudde losgekoop, uit elke stam en volk en nasie. Ek glo Jesus het ook vir my as herder aangestel, om sy skape op te pas en sy lammers te laat wei. Wanneer hy as opperherder weer kom, om die mense na mekaar te kom skei, soos die wagter die skape en die bokke van mekaar skei, sal hy die heerlikheid as onverganklike kroon gee, vir elkeen wat hom gedien het. Geef vir jou oomblik stilte. Dankie Here Jesus, dat U ons goeie herder is. Amen. As slotlied gaan ek nie vir jou laat staan en sing nie. Ek wil graag vir jou 'n lied speel van Rihanna Nel en Retief Burger. Die lied se naam is my God. En ek gaan hom vir 'n ruk laat speel en daarna gaan ons dan die vrolie eers die seën uitspreek en dan ons gemeentelied sing. Maar as jy die lied ken, is jy welkom om saam te sing. Kom ons luister. Die wat wag op die reden van die Heer,
Here, vind oor rus in die skadu van die Heilige God, die Almagtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Is my God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Kom ons staan en ontvang die seën van die Here. Dis my voorreg om jou hierdie week met die seën van ons almagtige Vader uit te stuur. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy gesig na jou toe draai en aan jou vrede gee. Amen.